Ons lees die oordenking vir die 17de Mei uit Die Here is my herder met die vriendelike vergunning van Lizet Marie. Die opskrif vanoggend is nadinkgebede en ons teksvers kom uit Psalm 63 vers 7 tot 9. As ek aan U dink op my bed en oor U pyns in die nag, dan weet ek, U is vir my hulp en dan juig ek oor die beskerming onder U vleuels. Ek bly altyd naby U. U hand ondersteun my. Gebed was tot ongeveer 2 eeue na Christus spontane uitinge teenoor God, soos ons by Dawid en ook by Jesus sien. Soos die kerk gegroei het die karakter van gebed egter geleidelik begin verander. Dit het 'n vaste struktuur gekry. Vormgodsdiens met rigiede reëls en regulasies het spontane godsdiensbelewing begin versmoor. Persoonlike gebede het dikwels transaksies geword, waar die bidder met God onderhandel. Hy stel ultimatums. Hy probeer God oortuig van sy saak. Hy ag homself belangrik genoeg om uitsprake te maak en verhef hom op die manier bo God. Hy vergeet dat God God is en hy maar net 'n klein mensie. In al hierdie gebede staan die ego sentraal. Vir Dawid was gebed 'n spontane gesprek. Hy was derendtyd bewus van God en die werklikheid rondom hom. Sy hele lewe was 'n gebed. Sy dink en bid was een. Hy pyns oor God en word vervul met bewondering en verwondering, ook vreugde en liefde en dankbaarheid. Die bekende geestelike Richard Rohr noem Dawid se bepeinsinge contemplative prayers of nadinkgebede. Om by die wyse van gebed uit te kom is slegs moontlik wanneer jy naby aan God leef en besef. Hy is alles rondom jou. Hy is binne in jou en jy is in hom. Jy asem sy teenwoordigheid in en uit. Dit is ware gebed. In Lukas 21 vers 36 maan Jesus, waak dan en bid altyd deur. Dus waak en bid, lewe nadenkend en bid terselfdertyd, leef gebed. My Here, ek wil altyd deur oor U pyns. Amen. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizet se kontakbesonderhede in die inligtingsparagraaf van die kanaal. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizet se ander publikasies wat hier beskikbaar is.